Hallo, my naam is Christian Kritzinger en jy kyk deur die lens. Ons gaan vandag 'n bietjie praat oor my nuwe album Mal vir jou wat nou laasweek uitgekom het by die Oula Theater. Ons gaan ook 'n bietjie praat oor songwriting en hoe jy as 'n liedjieskrywer kan ontwikkel en as 'n potensiële of 'n aspirant liedjieskrywer kan leer om songs te skryf. Wel, die nuwe album se naam is Mal vir jou. En ons werk nou al 3 jaar aan hierdie album. 3,5 jaar om presies te wees. Ek en my vernoot Frans Staal het seker al in 2008 begin werk in hierdie album. Soos normale albums gaan, het jy maar 'n paar liedjies wat jy skryf en jy sit dit op beproef by jou vriende en so en jy kyk wat werk en dan rekord jy 'n album. Waar ons het 'n bietjie 'n hele ander approach gevat. Ons het fisies begin skryf, ou materiaal gevat wat ek klaar geskryf het, nuwe materiaal begin skryf en ons begin opneem. En so het ons opneem het ons nog steeds aangehou met die kreatiewe proses. En dan elke nou en dan kom maar 'n liedjie by wat beter is as die liedjie wat uiteindelik op die album gaan wees. En dan gooi ons die ou liedjie uit en ons sit die nuwe liedjie in. En so het ons stelselmatig soos ons tyd en geld gekry het, maar aangegaan om die album klaar te maak. Sodoende het ons omtrent genoeg liedjies al opgeneem om 3 CD's te kan vrystel. Maar ons het besluit op die beste liedjies, want dit help nie jy sit iets uit wat nie jou beste is nie. So hierdie album is regtig, soos hulle in Engels sê, 'n labour of love. Dit kom van baie tyd, baie sweet, baie trane af. Maar al hierdie goeders gesê is, ek het ook besluit daar's iets aan musiek wat sad is deesdae. As jy liedjies luister op die oomblik, dan klink dit so asof jy ou hartseer is. Jy weet, my vrou is weg en my kar is gesteel, my hond het my gebyt. Jy weet, dinge wat 'n bietjie negatief op die oor val. En as jy klaar die CD geluister het, dan wil jy amper huil. Ek het besluit, dis sommer nou 'n snot storie. Ek gaan begin musiek maak met positiewe inslag. Musiek wat jy oor goed kan voel as jy klaar geluister het daarna. So as jy deur my album luister van die begin tot die einde, en jy is klaar by die laaste liedjie, dan gaan jy agterkom jou gemoedstoestand is 'n klein bietjie happier as wat dit was toe jy begin luister het. Dis presies waarvoor ek gegaan het. Vir vreugde, vrede. Jy weet, dit is soort van wat jy moet voel as jy klaar die album geluister het. Kom ons kyk 'n bietjie na hoe as 'n nuwe liedjieskrywer, jy het nog nooit in jou lewe 'n liedjie geskryf nie. Hoe kan ek begin om 'n liedjies te skryf? Die heel eerste ding wat jy moet doen is jy moet 'n gitaar of 'n klavier of 'n ding vir jou kry. Ons kan liedjies skryf sonder dit, maar kom ons wees eerlik, die grootste liedjieskrywers in die wêreld het of klavier of gitaar gespeel. En dis maar die medium wat ons die meeste gebruik. Nou, hoe ons dit sien as 'n begin aspirant liedjieskrywer. Onthou daar's 'n tema. Ons vat 'n tema soos my asem. En dan bou ons die liedjie om die tema. En jy hoef dit nie so te doen nie. Daar's nie reëls en regulasies nie. Hierdie is maar net riglyne of gereedskap wat jy kan gebruik om liedjies te skryf. Nou, as ek 'n liedjie skryf met die tema asem, soek jy my asem, dis al wat ek kan gee. Ek soek jou asem en alles en nog meer. Daar's 'n tema. Ek wil jou asem hê en ek soek jou asem. Nou, daai is die hub, dis die core. Nou wat vat ons van daar af aan? Ons bou aan by dit. En die ding wat ons kan sê, byvoorbeeld wat ek gesê het aan my asem is, ek soek jou in die laat aandnagte. Ek soek jou as die son gaan lê. Ek soek jou as die een stil raak om my as my woorde niks kan sê. Ek soek jou in die stil akkoorde waar die uile vir my fluit. Ek soek jou as my asem en raak wanneer jy by my spook. En daarso kan ons sien, ek het gesê, hoekom soek ek jou asem? Ek soek nie net jou asem omdat ek asem kort nie. Ek soek jou want ek mis jou. Ek mis jou in al die fasette van my lewe. So vat jy 'n konsep en jy bou dit om, jy bou 'n struktuur of 'n geraamte om jou konsep. Nou, nog iets wat belangrik is om te verstaan hoe jou struktuur gaan werk. En nog 'n baie belangrike ding is, jou koor is gewoonlik jou sterkste deel van jou liedjie. Waar jou verse is maar amper soos die inleiding. Waar gaan dit?
Dit is soos jou eerste paragraaf van 'n kort storie. En jou koor is altyd jou sterker deel. Waar as ons nou kyk na asem. Ek soek jou in die latend nagte, dis rustig. Ek soek jou as die son gaan lê, dis stil. Ek soek jou as die een stil raak om my. Dit is 'n bietjie hills and valleys, maar dis tog rustig. En dan voordat jy in die koor ingaan, dan sê jy vir mense, hier kom 'n koor. Daai ding wat ek mos gedoen het. Soek jy my, flip, daar gaan my stem nou heeltemal sy kan onder. Ekskuus, is 'n bietjie vroeg in die oggend. Soek jy my asem, dis al wat ek kan gee. Ek soek jou asem, en alles en nog meer. Dis baie sterker. Jy weet, die verse voel amper soos 'n opbou, en dan die koor ontplof daar iets, amper soos 'n vuurwerk wat, as jy kyk na 'n firework wat opskiet, dan sien jy hierso 'n bietjie vonkies wat opkom, en as hy bokom dan ontplof hy, en dis wat die koor moet wees, so 'n ontploffing. Nou maar, ek gaan nou nie veel meer vir julle vertel nie, ek dink julle verstaan dat liedjies skryf is nie net iets wat jy sit en dan doen jy dit nie. Liedjies skryf gaan baie meer oor hoe jy dit benader. Dit raak eintlik 'n bietjie meer van 'n kuns. Onthou, 'n kuns is iets wat jy moet oefen. Oefenbare kuns. So as jy liedjies skryf wil wees, sit 'n bietjie met jou klavier of 'n gitaar en tokkel en dink 'n bietjie aan 'n tema en dink aan hoe jy die tema 'n baadjie kan gee. Ek smaal vir jou, my. So vriende en familie, as julle graag my wil hê by julle dorp, gee my 'n lei, gooi vir my 'n e-possie. Ek is nou al 9 jaar in die bedryf en weet nogal so om 'n partytjie of 'n troue of 'n korporatiewe funksie aan die gang te kry. As jy ook 'n aspirant sanger is of 'n gevestigde sanger, asseblief gee my 'n likeie. Ek skryf ook liedjies vir menigte kunstenaars en met nommer 2 en nommer 1 hits wat ek nou al gehad het hierdie jaar, julle seker wees dat ek definitief vir julle iets kan doen. My naam is Christian Krit Zinger, vir die van julle wat sukkel met my van, dis Krit Zinger en julle het nou gekyk vir my deur die lens.